ontdek die waarheid van die Bybel. Die boek Spreuke deel 186. Ek is professor Hans Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Jaffa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Dis aangenaam vir my om net aan te kondig dat die derde legkaart studiegids Bybel is by die drukkers op die oomblik. Ons sal in die loop van die week kry. En dan is baie welkom, sou jy belangstel om ons te kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124 of gaan na my webtuiste https://jafashua.co.za. Ek wil net sê, jy dalk nou so 'n bietjie van 'n gedruis gehoor in die agtergrond. Dis die inverter, ons is nou al vir die hele dag in Pretoria sonder krag, wat niks snaaks is nie. Maar loof Jaffa vir die inverter wat ons het. So ongelukkig het 'n waaiertjie wat van tyd tot tyd 'n bietjie koud waai. So verdra ons daarin. Ek wil net 'n verskoning aanbied dat die eskatologiese eindtyd studie oor die Iran en Israel oorlog en dit wat met dit gepaard gaan, die moslims en die islamiete en Israel, die week ons wat beplan met uit te bring die week. Die navorsing en goed is alslaag gedoen, dis 'n kwessie van om dit op te neem. Met die boek waarmee ek besig was, ek het net nie die tyd gekry nie, en dis dag en nag. Party mense weet, 12:30, 1:00 die nag, dan kry hulle WhatsApps, boodskappe, dis wanneer ons nog van die goed antwoord wat hulle gevra het. So ons is dag en nag besig, maar ons vertrou vir Jaffa van hierdie week af gaan dit vir ons baie beter gaan, omdat die derde legkaart studiegids Bybel dan basies klaar is. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk, is verskriklik welkom. Maar gaan na deel 1 begin voor u te reeds 'n magdom inligting gemis. Dis uiters noodsaaklik dat elke nuwe kyker moet inteken. As dit die eerste keer is dat jy kyk, jy moet inteken, jy moet, soos die Engelsman sê, subscribe, sodat jy al die kennisgewings kry van die verskillende studies. Dis lewensveranderend en jy moet ook asseblief dit deel met u vriende en u familie. Skryfblok, 'n pen in 'n 1933 of 'n 53 Bybel, uiters belangrik, of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. En soos ek gesê het, as Vader vir ons lewe gesondheid spaar, dan in hierdie week sal ons die eskatologie en die eindtyd dan die reeks begin. Kom ons bid saam. Vader Jaffa, ons wil vanmôre vir u baie dankie sê, al die eer, die lof, die prys en die aanbidding vir dit wat u vir ons beteken, dit wat u vir ons doen. Ek wil eerstens baie dankie sê dat ons die voorreg het om 'n inverter te kan hê wat genoeg krag stoor sodat ons opnames kan maak in lig. Anders sou dit 'n probleem gewees het, daar sou nie uitsendings gewees het nie. Seën dit. Baie dankie nogmaals vir hulle wat bygedra het dat ons die masjien kon gekoop het al 2 of 3 jaar terug. En ons gee aan u al die eer, die lof, die prys en die aanbidding. Ek wil beseën u woord vanmôre, maak dit lewend. Laat dit vir ons lig wees, vars brood, vars water en vars sout in ons eie binneste. Laat dit kan uitskyn na 'n verlore wêreld wat soekend is daar buitekant. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam, die naam Jafashua. Die volk van Jafashua sê halleluja, halleluja. Baie welkom by ontbyt by Profanus. Vertrou dat hierdie studie vir u 'n groot seën gaan wees. En ons is so opgewonde oor die derde legkaart studiegids Bybel. Nou, jy moet my skakel vir die pryse en daar's 1 of 2 pakkette wat ek ook aanbied met die nuwe boek. So om dit alles hier te doen is onmoontlik, soos jy moet my skakel as jy meer wil weet, sou jy belangstel. En dan wil ek vra almal, kom ons bid vir hierdie bediening. Ons bid spesifiek ook vir hierdie boek dat Jaffa dit gebruik bo natuurlik. Halleluja. Ons is besig met die boek Spreuke. Spreuke 14 vers 10.
Spreuke 14 vers 10. Nou koning Salomo sê, my hart ken sy eie verdriet. Nou my hart weet niks. Dis 'n pompstasie. My hart weet niks. Maar my sielsdimensie is bewus van alles. So my hart streep sielsdimensie ken sy eie verdriet. En weet jy wat, meeste van die tyd is die verdriet wat ons het, verdriet wat ons self bewerkstellig. Ek is jammer, dis maar ongelukkig hoe ek die woord leer. Dis ongelukkig hoe die ondervinding in die lewe my geleer het. En ek glo jy sal met myself saamstem. Baie keer is ons eie verdriet, en verdriet is nie net ons sit en huil nie, dit is ook bekommernisse en verskillende goed. Ons het dit oor onsself gebring. Verkeerde besigheidsbesluite, verkeerde familiebesluite. En ongelukkig is dit hoe dit is. Jy weet, ongelukkig moet ons lewe met die besluite wat ek en jy maak. Dis hoe dit is. Ons moet met dit lewe. Die plaasboere, hulle moet hulle beplanning doen en die Engelse woord is timing, moet hulle reg hê. Om te weet wanneer om te ploeg en te plant en hulle moet vertrou dat die reën gaan daai tyd kom. En nou het die tye seisoene totaal verander. Sien toe ons kinders was, het die mense op 'n sekere tyd geplant nie of geploeg nie. Nou ploeg hulle 2 maande later. Hoekom? Want die aardbol het gedraai of die aardbol draai en die son en alles is nie meer dieselfde nie. Hulle sê dis aardverwarming en al die goed. Ek weet nie, maar die slim ouens weet. Ek is by die eskatologie en daarom bepaal ek my hierso. Maar ek verstaan dat hulle reken dat die seisoene het met 2 maande verander in tyd. En daarom is daar verskillende oorstromings waar daar nie eers tyd moet wees waar dit moes gereën het nie. Of andersom ook, droogtes. Soos wat die plaasboer sy beplanning moet doen om op die regte tyd te kan plant, sodat die oes of dat die saad in die grond is wanneer die reën kom. En as jy dit nie doen nie, bring dit verdriet oor hom. En ek wil vanmôre sê, ek en u in ons gebedslewe het nodig om beplanning te doen rondom dit wat ons vir Jahwe, ons Elohim en Jahweshua, ons verlosser vra en verwag. Die hart ken sy eie verdriet. Hoekom sal die hart of die verstand dit ken? Want ek het my eie besluite geneem. En ek kan nie altyd ander blameer vir my besluite wat nie uitgewerk het nie. En tog is dit so in die lewe dat baie keer dan wil ons ander mense blameer vir die dinge wat ons self veroorsaak het. Hy sê in die hart ken sy eie verdriet, die sielsdimensie, en in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Dis nie my hart nie, my blydskap. As ek nie my blydskap uitdra na buitekant toe, dan gaan niemand weet ek het blydskap in my nie. En dis hoekom hy sê, in sy blydskap kan 'n ander hom nie meng nie. Met ander woorde, die meng is inmeng. Hy kan nie deel daarvan word nie. En tog sê die woord, leer hy ons aangaande die 2 Nuwe Testamentiese koninklike wette. Wat is dit? Jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En Jahwe bo almal. So, ek moet my naaste lief hê in terme van dat as ek blydskap het, moet ek dit kan deel. As ek hartseer het, moet ek dit kan deel. As ek 'n behoefte het, moet ek dit kan deel. En daarom skroom ek nie wanneer ek sien die bediening hardloop in 'n finansiële krisis in nie. Om te sê, asseblief, help. Maak 'n bydrae, 'n maandelikse bydrae. Klein bedrag, R100, R200. Dit kan werk. Elke bietjie help. So ons loof Jahwe dat ons die vrymoedigheid kan hê om te deel in ons blydskap en ook in ander se verdriet. Dis hoekom die Bybel sê, treur saam met die wat treur
en wees bly saam met die wat bly is. Hy sê, die huis van die goddelose word verdwelg. Die huis van die goddelose word verdelg. Nou, hy sê in dieselfde tyd, maar die tent van die opregtes bloei. Nou, hoekom bly die goddelose in 'n huis en die opregtes bly in 'n tent? Dink bietjie. Koning Salomo het vir ons omtrent so 2-3 maande terug gesê, hy het ons verduidelik, dat ons moet in tentwonings, as bruid van Jafashua, moet ons in tentwonings bly. So wanneer die blou lig skeur, en die paradysengele kom vir ons, hulle kom ons haal, na die derde paradys toe, na die derde hemel toe, in die paradys, want vir my kom geen doodsengel nie. Ek het niks met 'n duiwel, 'n satan, 'n demoon en 'n doodsengel te doen nie. Ons het paradysengele wat die bruid kom haal, want daar is blydskap. Paulus sê, dit is 'n vreugde om uit te lewe, uit hierdie lewe uit, en by Jafashua in te lewe. So ek het niks met 'n doodsengel, met 'n sekel en 'n kopbeen en swart klere, en dis mos hoe dit die doodsengel teken. Niks met daai ou te doen nie. Maar ek verstaan dat die paradysengele kom ons haal. Hoekom? Want in blydskap stap ons deur die gordyn, die doodsgordyn, of die lewensgordyn. Ons noem dit eerder 'n lewensgordyn, en ons stap in die ewige lewe in. Dis net 'n transformasie, uit hierdie tydelike in die ewige in. Uit hierdie hartseer tyd uit, in 'n bly tyd in van blyskap en heerlikheid. Want die Bybel sê, daar is nie siekte nie, daar is nie hartseer nie, daar is nie honger en dors nie, daar is vrede. Daar is nie donkerte nie. So as hulle die kabel steel, dan is daar nie 'n krisis nie. Van die mense sit in die donker in die dorp nie. Jafashua sê, daar is glad nie donkerte nie. Nee, die woord sê, Jaffa sê, daar is geen donkerte nie. Hoekom? Want Jafashua is die lig wat vir ons skyn. Dis wonderlik. Wonderlik. Die huis van die goddelose word verdelg. Ek wil jou sê, baie keer wil ek nie in 'n goddelose se huis bly nie. Om te lewe soos wat hulle lewe en die dinge te doen wat hulle doen. Ek wil nie daarin deel, ek wil nie in hulle huis bly nie. Maar ek wil eerder in 'n tentwoning bly, soos wat koning Salomo geskryf het, dat wanneer ek moet sterf, dat ek net my tentpenne kan uittrek en kan huis toe gaan. Dis nie soos 'n 3-verdieping huis wat my terughou nie. En ek praat nie van 'n fisiese huis nie. Dat rykdom en aardse skatte en aardse besittings en aardse opheldering 'n mens terughou, weerhou van dit wat eintlik vir ons bestem is om te wees nie. Maar die tent van die opregtes bloei. Daai bloei is nie soos in iets wat bloed uitloop nie. Het jy gehoor wat die spreekwoord sê, en die tuin bloei? Ons hou van plante. Pastoor Rika is eintlik die tuinier, maar ek het geleer ek het maar altyd plante lief gehad, maar ek is nie 'n tuinier nie. En as hierdie tuin bloei, in die lente en in die somer, iets om te sien, wanneer die orgidees bloei, wanneer in blom is, dis iets om te sien. Dit doen iets aan 'n mens se sielsdimensie. Hoekom? Want selfs daarin sien ek die handewerke van Jaffa, ons Elohim, in die natuur. Die tent van die opregtes bloei. Watter kant van die streep staan u vanmôre? Die goddeloses wat verdelg word, of die tent van die opregtes wat bloei, waar jy die heerlikheid van Jafashua vind. En daai tent is waar jy die vrede vind.
Dis waar jy die kalmte vind. Dis waar jy die mense kry wat besig is met woordstudie. Hoekom? Want hulle wil gebou word. Hulle wou gebou word. Hy sê in vers 12, daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. En hier's waar die probleem lê. Daar's 'n weg wat vir 'n mens reg lyk. Die woord sê, wyd is die pad wat lei na die verderf. Hy lyk reg. Op die kant van hierdie pad is die liggies van die dorp wat flikker en al die aangenaamheid van die sonde. En dit lyk vir die mens reg. Die weg wat vir 'n mens reg lyk, is nie altyd die regte weg nie. En daarvoor, en ek gaan afsluit hiermee, daarvoor dank ek Vader Jaffa vir die leiding van die Ruach HaKodesh, dat ons in sy waarheid kan wandel en weet dat dit die regte weg is. Jy moet 'n wonderlike dag hê. Kom ons wees 'n blessing vir iemand anderster. Seëninge in die mooiste naam, die naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Halleluja.